Goeiedag lieve vriende, baie welkom by die erediens van die 16de van Maart. Dit is vandag die tweede Lydenssondag. Ons het verlede Sondag begin met die Lydensweek en sommer so terloops, so 'n stukkie interessante geskiedenis. Die viering van die 40 dae vanaf verlede Sondag, eintlik as Woensdag, wat die Woensdag was voor verlede Sondag, tot en met die Paastyd kom so ver as 315 na Christus. Met ander woorde, dis 'n tradisie wat so al 1700 jaar lank in die Christelike kerk is, waar die 40 dae as die lydenstyd gevier word, waar ons teruggaan na die woord van die Here en na daardie deel en faset van Jesus se lewe kyk, om op 'n manier ook onsself gereed te maak, in die eerste plek aan hom die eer te bring. Dit staan voorop dat hy daai pad geloop het en die enigste een was wat daai lydenspad kon loop tot waar hy hom geloop het. Daar baie ons so, en dit sal ons vandag bietjie sien, so 'n paar tree saamgeloop, party ons het vroeër uitgeval, ander ons later, maar ons bring hom die eer dat hy die een is wat deurgedruk het, en wil ons hom eintlik bidend afhanklik vra dat ons so ver as wat hy ons help op hierdie pad kan gaan, dat ons met 'n geweldige afhanklikheid, omdat ons die resultate sien in die woord van die Here, van ouens wat 'n bietjie selfversekerd was oor dat hulle hierdie pad sal kan loop. En op die ouend was dit net Jesus wat hierdie pad geloop het. Daarvoor bring ons hom verskriklik eer. Vriende, daarom is ons so saam is, terwyl ons oor hierdie pad praat, ons votum in hierdie jaar in ons gemeente gaan oor die hele gedagte dat toe die Here vir sy disippels voorberei op hierdie pad waarheen hy gaan en dat hy na die Vader toe gaan, dan sê Thomas vir hom, Here, maar ons weet nie waarheen toe gaan, hoe sal ons nou die pad ken? Dan sê die Here Jesus vir Thomas, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. Mag ons dit vashou. Vriende, ons gaan vanmôre 2 gedeeltetjies lees. Die eerste gedeelte is Lukas 4 en die ander is Lukas 14. Nou in Lukas 4 is die baie bekende gedeelte en ons lees spesifiek hierdie gedeelte omdat die vroeë Christelike kerk, as hulle in lydenstyd aangaan het hulle op die hele lydenswerk van die Here gekonsentreer, maar die versoeking deel van Jesus Christus in die woestyn toe hy die 40 dae daar in die woestyn was altyd in die sentrum van hierdie lydensviering of herdenking in die vroeë Christelike kerk. So kom ons val daarbey in, is 'n baie bekende gedeelte, maar kom ons lees hom tog maar. Dit vat ons net altyd weer in die storie, en ek dink belangrik is om te weet, as hierdie gebeurtenis plaasvind, moet ons onthou, het Jesus nog nie in sy disippels se oë en die mense rondom sy oë ek wil amper sê die status wat hy nou in ons het, in ons gedagte wêreld, omdat ons vanuit die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees kan terugkyk op hierdie geskiedenis. Maar hier is dit letterlik die mens Jesus Christus wat na sy doop, en soms so terloops hierso by sy doop, wat net in hoofstuk 3 vers 21 beskryf word, 21 en 22 staan daar, so as hy gedoop is, het hy daar so gestaan en bid, en is die hemel oopgegaan, en die Gees soos 'n duif op hom neergedaal, en hy's daarvan aan weg vol met die Heilige Gees. Dit lees ons in hoofstuk 4 vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en is deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. En die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat hy brood moet word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Vriende, ons gaan vanmôre in die res van die boodskap 'n bietjie aansluit by hierdie gedagte. Dink jou in, Jesus is 40 dae daar in die woestyn, hy is honger, en hy het die mag om van hierdie broodklip te maak. Maar juis omdat hy die mag het en dit maklik kon doen, wil hierdie gedeelte van ons sê, dat Jesus besef
die situasie waarin hy nou gewikkel is, naamlik dat hy in die woestyn ingelei is om deur die Satan versoek te word, dat hierdie 'n geestelike stryd is, 'n stryd teen die bose. En vir hierdie stryd is aardse brood en aardse kos nie eintlik die oplossing nie. Dit is nie die belangrikste. Vir hierdie stryd, die geestelike stryd, se toerusting sien ons kry Here Jesus eintlik daar by sy doop, wanneer hy vervul word met die Heilige Gees en hy sy gesig na God toe draai in aanbidding. Hierdie gebeds houding wat hy voor God inneem, die Gees vervul hom en met hierdie vervulde Gees word hy die woestyn ingelei om juis hierdie geestelike stryd met die Satan aan te knoop. En dan is dit juis vir hierdie geestelike stryd wat die Here Jesus Christus in die res van sy optrede op aarde besig is om sy disippels toe te rus. En daarom lees ons hierso in hoofstuk 14 die gedeeltetjie van die eis van disippelskap. Nou moet ons weet op hierdie stadium as 'n mens na die Lukas Evangelie gaan kyk, is daar 'n klomp goedjies wat al gebeur het voor die Here leer hulle met 'n klomp gelykenisse. Hy onderrig hulle in die gebed. Daar's al weerstand van die Fariseërs, daar vind 'n paar wonderplekke, onder andere belangrik in hoofstuk 9, die vermeerdering van die brood. Dat die ouens daarso saam met Jesus geëet het, 'n menigte mense. En dat die evangelies ons ook leer dat die Here Jesus op 'n stadium 'n opmerking maak en vir hulle sê, julle volg my net omdat julle brood gekry het. Met ander woorde, die gemiddelde ou wat agter Jesus aangekom het, sy volgelingskap was nie soveel gefokus op hierdie geestelike boodskap wat Jesus gebring, maar net eintlik miskien kan ons weer hier 'n stukkie brood skor. Nou kom die Here in hoofstuk 14 vers 25 en hierso skryf Lukas, hy sê 'n groot menigte het saam met Jesus gereis. Met ander woorde 'n klomp volgelinge. Wat is die ander woord vir volgelinge? Disippels. Met ander woorde kan sê 'n groot menigte disippels het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees. Hy kan 'n volgeling wees, maar hy kan nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Dit is 'n ongelooflike hoë eis wat die Here hier stel. En ek wil julle dit sê, mense moet onthou die 12 wat die Here Jesus uitgekies het, staan daar, en ek dink die Here Jesus gee dit vir hierdie skare, maar besonder vir hierdie 12, wat hy op die ouend as apostel sou uitstuur, sê hy vir hulle, as julle my wil volg, maar julle weet in beginsel, moet julle bereid wees om afstand te doen van julle broers, julle susters, julle vaders, julle moeders. En in 'n sekere sin dat Jesus in tydens sy aardse lewe hierdie ding beleef. Ons lees op 'n stadium wat sy broers en sy familie eintlik nie veel met hom te doen wou gehad het nie, juis omdat hulle nie hierdie boodskap wat hy verkondig het en die toewyding waarmee hy gelewe het, heeltemal kon sluk nie en kon vat nie, en hulle het hom maar so 'n bietjie op 'n afstand, ek sou sê met baie respek gesê, in Afrikaans gesê, sou ek sê die Here se broers en sy familie het waarskynlik van hom gepraat, ag jong, die ouetjie is nie so lekker nie, of jong, hy's otherwise, ons weet nie waar het sy kop hom gelos nie, letterlik. En die Here Jesus sê daarom ook vir sy volgeling, as julle my wil volg, moet julle bereid wees. En dit wil nie sê Jesus en sy disippels het almal op die einde afskeid geneem van hulle paas en hulle maas, hulle broers en hulle susters nie, maar hulle moes bereid wees om te sê, maar ek is bereid om daai prys te betaal. En hier kom die Here Jesus nou gebruik hier 2 mooi voorbeelde. Hy sê, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? Anders, as hy fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Ouens, ag, shame, hierdie ouetjie het begin, maar hy kon nie klaar kry nie.
En ons sien dit, as die Here Jesus Christus regtig in die einde van sy lewe, ek wil amper sê, die druk van die Fariseërs en die verwerping van die Fariseërs en opsweping van die Fariseërs begin beleef, dan sien ons hoe val hierdie klompie af van hom af, laat daar narend in Getsemane net hy en sy 12 disippels oorbly. Vers 31, of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een te staan, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog op pad is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Ek hoop ons het mooi gehoor, vriende, wat hierso staan, dat die Here Jesus Christus sy disippels leer en eintlik vir die hele skare wat graag saam met die Here geloop het en saam agter hom gegaan het, en waarskynlik was hier in hierdie skare heel wat ouens wat gehoop het dat hulle op die ouend ook maar disippels, want onthou, Jesus is 'n rabbi, 'n leermeester, dat hulle van hierdie kring sal word wat die Here Jesus Christus gaan uitkies en sy disippels wat hy gaan saam met hom verder vat, en dan kom die Here Jesus sê, jong, hier is nou baie van julle wat aspirasies hier het. Maar ek wil net vir julle sê, as julle my disippels wil word, as julle agter my wil aankom, as julle in ons taal van vandag wil sê, jy wil 'n Christen wees, moet jy weet, die standaarde is baie, baie hoog. Nie 'n gemiddelde standaard nie, 'n hoë standaard, familie, vriende, al jou besittings, nie net sommige nie. En dit is nou baie interessant, ons hou gewoonlik hierop om hierdie gedeelte te lees, maar die Here Jesus kom hierna, en dan gebruik hy 'n beeld wat ons eintlik baie goed ken, om net hierdie ding verder in te slaan. In vers 34 sê, sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buite weg. Wie ore het om te hoor, moet luister. Die Here kom sluit hierdie lering van hom rondom disippels af met hierdie gedagte. Wat is sout werd as hy laf geword het? Sout moet sout wees. Sout kan nie hier wees nie. Sout is sout. Hy kan nie iets tussen sout en wat ook al wees nie. Die standaard is daar. Wanneer dit hier rondhang, dit is laf en dit nie meer nut nie, is hy regtig nutteloos. En vriende, dit bring my en jou in hierdie lydenstyd voor die geweldige uitdaging, dat ek en jy vir mekaar moet vra, maar waar trek ons in ons volgelingskap van die Here Jesus Christus? Is ek en jy eintlik maar soos baie 'n groot deel van hierdie skare so besig om Christen te wees, maar ons is nie regtig bereid om aan hierdie standaarde te voldoen nie. En vriende, die gevaar is met as hierdie standaarde hier vir ons neergesit word, tweerlei. Die eerste ene is om in die eerste plek nie die bereidwilligheid te hê nie, soos Jesus hier uitdag, maar in die tweede plek om 'n stuk verwaandheid te hê. Want in hierdie skare kry ons 'n klomp ouens wat waarskynlik omgedraai het en gesê het, "Joh, nee, ons sien nie hiervoor kans. Dis daarom bietjie erg. Ons wil nie." Trouwens, ergens in een van die evangelies kry ons dit dat die mense van Jesus af begin wegloop in so mate dat Jesus vir die 12 wat hy uitgekies het, die 12 disippels wat later die apostels sal wees, het hy gesê, "Wil julle nie maar ook gaan nie?" Toe Jesus se prediking so uitdagend word, laat almal sê, "Jong, kan dit waar wees? Kan dit?" Dan sê die Here Jesus vir hulle, begin die mense so afval en sê self vir sy disippels, "Maar wil julle nie ook maar gaan nie? Is julle seker? Julle wil hierdie paadjie met ons loop?" So ons, as ons in hierdie lydenstyd die pad van die Here Jesus Christus loop, moet ons weet, hy het sy disippels gewaarsku dat die eise wat disippelskap vir hom stel, nie ligtelik is nie. En ek wil vanmôre sê, is van elkeen van julle wat daar sit en kyk, of jy nou oud of jonk is, en ek wil besonder vir ons jong mense sê, as jy nie vroeg in jou lewe begin aanvaar, dat om Jesus te volg opoffering verg nie, dan wil ek vir jou sê, gaan jy dit nie maak nie.
Jy gaan dit nie maak as jy sê, jong, dit wat nou maar net lekker is en van self kom, gaan ek doen, maar die oomblik as daar so 'n bietjie opoffering is, dan doen ek dit nie meer nie. Dan gaan jy die toets nie slaag nie. Om net maar vir julle te wys en wat ons almal maar net moet besef. Hier was een man in hierdie groep waarvan ons weet, hy by uitstek gesê het, die Here Jesus sê vir hom op 'n stadium, Petrus, ek gaan 'n verskriklike pad loop, en hy sê vir homself so ver gegaan om hom te sê, die pad wat ek loop sal jy nie kan loop nie, en daarmee verwys die Here Jesus Christus na die Getsemane nag, daai nag wat hy letterlik die dood in die oë gekyk het, en voor die Joodse raad verskyn, voor Kajafas verskyn, en hy ter dood veroordeel word. Die Here sê vir hom, hy waarsku, maar daar's by Petrus 'n stuk verwaandheid, ag Here, ek kan dit doen. En daarom, liewe vriende, as ons vandag as gelowiges in hierdie gedeelte, dit moet ons hierdie twee punte by mekaar bring. Ons moet vir mekaar sê, daar's twee gevare in ons disipelskap met die Here. Die een gevaar is dat ons kan sê, ag man, ek dink nou maar, ek gaan nou nie te hard werk hieraan nie. Ek sal, as 'n ding 'n bietjie te veel vir my vra, sal ek hom laat verbygaan. Ek sal nou maar kyk as ek tyd het, en ek sal nou maar kyk as ek lus het. As dit nou bietjie moeilik raak, as ek nou Sondagoggend nou moet opstaan, ek voel nie lus nie, staan ek maar nie op nie. Maar die oggend wat ek lus voel, staan ek op. Vriende, dan is ek by 'n gevaarlike plek. As die Here vir my vra om 'n ding te doen, en ek het daai houding van, nee, nie vandag nie. Dis 'n bietjie erg. Dan is ek besig om myself in my voorbereiding in die voet te skiet. Dis soos 'n ou wat voorberei vir hierdie geweldige, stel jy nou voor, kom ons praat 'n praktiese voorbeeld. Gestel nou maar die Springbokke by die volgende Wêreldbeker is nou weer voorbereidingstyd, en hulle is hier vir daai laaste 3 maande, en as hulle nou saam gekom het en afgespreek het, ons kry mekaar môreoggend 8:00 op die veld, dan begin ons oefen. En die helfte van die Springbokspan, daai oggend as hulle moet opstaan, sê, jong, wie wat, ons gaan vandag nog 'n bietjie laat lê. En hulle het hierdie houding van, jy weet, as ons moet 100 meter voluit hardloop draf ons, en as ons 10 push-ups moet maak, ons het net sulke ouetjies, wat gaan hulle Wêreldbeker wen? Hulle gaan nie. Presies dit is ons probleem in die lewe. As ek en jy nie van jongs af, elke dag en gereeld leer en weet, dat om die kruisdra te doen soos wat die Here dit verwag, en ons weet ons word uit genade gered, maar om nie voor die versoekings te val nie, en nie self af te wyk en weg te raak nie, en weg te hardloop soos Jesus se disippels nie, moet ons daagliks die uitdaging aanvaar om op te offer ter wille van die koninkryk van God. Dis hoekom die uitdagings vir ons daar gestel word. Dis daarom om Springbok atlete of rugby of wat ook al te speel, om die beste in jou land te wees of in 'n item te wees, kort, harde werk. Ons weet dit. Dit is net so jammer dat ons in ons geestelike wêreld dit nie besef nie. Nou kom ek terug wat met Jesus gebeur het in die versoeking in die woestyn. Toe hy daar in die Jordaan gedoop is, staan daar, het hy in gebed na God gedraai. Ongelukkig sê die evangelies vir ons nie wat hierdie gebed was nie. Miskien het Jesus nie eers hardop gebid nie, maar hy draai sy gesig na God toe. En uit hierdie draai na God toe, kom die vervulling met die Heilige Gees, wat op jou ouend hom gereed gemaak het, vir die oorlog wat voorlê teen die Satan. Vol van die Heilige Gees, en dan sê hy vir die Satan, nie net brood nie, nie net die aardse goed nie, dit help 'n mens nie, maar hulle wat die wil van God doen. Elke dag, daai stukkie oefening is dit, ek daag jou uit. Die vroeë Christelike kerk, en daarmee sluit ek af, die deel van die rituele wat hulle gedoen het, sommer net so vir interessantheid, as Woensdag was nou so week se Woensdag en 'n half terug, met ander woorde 2 weke terug se Woensdag, het hulle as Christene daai tyd so gemaak, die vorige jaar se palmtakke wat hulle by die fees van die intog in Jerusalem simbolies ergens neergelê het hulle geberg, en dan het hulle dit voor daai as Woensdag gaan verbrand, om te sê ons is in hierdie nuwe lydenstyd, en hulle die as gevat, en op as Woensdag het hulle letterlik met hierdie as en roet het hulle 'n kruis op hulle voorkop geplaas. Nou,
Die eerste ding wat ons natuurlik nou vandag sal dink, ja, dit is lekker vuil. Dit was nie die probleem nie. Daai goed kan jy afwas met 'n bietjie Sunlight seep en wat ook al. Die probleem was die moontlikheid van vervolging, veragting, identifisering. O, is jy ook 'n Christen? En toe ons mekaar gesê, die vroeë Christelike kerk, ons het laas Sondag nou hier so by die gemeente bietjie herdenk, die stad Korinthe. In Korinthe was die verhouding Christen tot nie-Christus nie 1 tot 600. 1 Christen uit 600 mense. Met ander woorde, wat ons ons gemiddelde erediens bywoning hier is op 'n Sondag, beteken dat jy sit 'n halwe Christen, so as dit die getalle was wat in die dorp was. So klein was hierdie getal. So om daai kruis op jou voorskop te maak in die vroeë Christelike kerk was om te sê, hier is ek. Gooi my met klippe. Verag my, spot my. O, jy is die ouetjie wat mos nooit 'n man uit die dood het opgestaan. Wow. Julle verstaan my goed. En daarom het die Christelike kerk regtig moeite gedoen in die lydenstyd om uit te gaan en 'n pad te herdenk, maar nie net 'n pad te herdenk nie, weer nuwe uitdagings te doen soos die kruis wat gemaak is, maar hulle het hulle dikwels in hierdie tyd ook vir 40 dae van iets ontsê, 'n tipe vas, né? Dit was heel dikwels 'n voedselvas, nie 40 dae niks geëet nie, maar sou byvoorbeeld sekere kosse nie geëet het nie, of dan baie ook soos wat mense sien die moslems in hierdie tyd doen, nie bedags geëet het nie, net om hulle self te herinner daaraan dat hulle in hierdie tyd fokus op hierdie geestelike voedsel, nie brood nie, maar geestelike voedsel, hulle denke en hulle besig wees met God, hulle gedagtes op hom te rig. En ek wil vir jou uitdaag dat jy in hierdie tyd, en ek weet, is nou alweer halfpad, so daar bly maar 20 dae oor of bietjie meer, vir jouself gaan sê, wat gaan ek in hierdie tyd in my vas inbou, in my daaglikse routine inbou, wat my gedagtes 'n bietjie kan terugdraai, my gesig kan draai na God toe. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek my ontsê? Gaan ek miskien vir myself sê, ek gaan nie my selfoon meer kort voor hê nie, ek gaan hierdie 40 of 20 dae wat oorbly vorentoe vir myself sê, ek antwoord net oproepe en stuur SMS, ek bly weg van Facebook, ek bly weg van YouTube. Kan jy dink wat se getuienis in die wêreld kan dit wees as iemand vir jou sê, "Jesusie jong, ons het jou nou lanklaas op Facebook gesien. Waar was jy?" En jy het hierdie getuienisgeleentheid om te sê, "Jong, ek het maar so 'n bietjie die 40 dae gebruik om my gedagtes 'n bietjie net weer op God te vestig. Ons is so besig met ons eie kossies en ons eie dingetjies en ons eie fotootjies en ons eie goedjies. Ek het vir hierdie 40 dae net besluit ek wil net myself so 'n bietjie afsonder en my gedagtes op God rig. Elke keer as my hand na die selfoon toe gaan, het ek vir my sê, nee, kom ek gaan lees liewer 'n bietjie Bybel of ek dink sommer net aan God se lydensweg. En ek wil jou uitdaag. Maak iets in jou lewe. Miskien kan julle as gesin dit vir mekaar sê. Weet jy wat, ons gaan in hierdie aantal dae wat nou oorbly tot met die Paasfees nie suiker onder koffie gooi nie, net om vir mekaar te sê. As jy miskien 'n roker is dit dalk 'n goeie idee om vir jouself te sê, wie wat ek gaan probeer om hierdie 40 dae op te hou of selfs my sigarette met die helfte te sny. Net om daai dingetjie wakker te maak. Hoekom suffer ek 'n bietjie? Want ek wil my gedagtes, my gees op die Here rig. Die duiwel is gedurig besig om ons lewe vir ons te sê, jong, ja, hoekom wil julle swaar ry? Geniet die lewe, man. Eet lekker, die selfoontyd en daar is tyd vir allerhande lekker goed. Maar een ding wat hy nie wil hê nie, en dit is wat die Here Jesus daar in die woestyn met hom reg gered vir hom te sê, weet jy wat? Dis nie al nie. Dis nie die belangrikste vir hierdie stryd. Daar's 'n ander kant van die saak. En dit is om ook reg te wees vir die geestelike oorlog. En dit kry 'n mens net as jy in 'n verhouding met God leef, as jy jou oë op hom rig, as jy jou afhanklikheid voor hom bely. Mag ons dit reg kry. Ek daag jou uit. Miskien is julle 'n man en vrou wat nou sit en kyk. Kry ietsie, praat gou daaroor. Wat gaan julle in julle huis doen in hierdie tot met die Paastyd om te sê, nou, gaan ons hierdie ding doen om ons net so 'n bietjie terug te bring om ons geestelike lewe weer op daai stand. 'n stukkie opoffering is letterlik wat dit is. As ek en jy nie leer opoffer vir dit wat ons op ons geestelike lewe gebied wil bereik nie, dan gaan ons nie die toets slaag nie. Kom ons bid saam. Almagtige Here, ons wil vandag vir U vra dat U deur die Gees, soos wat U deur die Gees in die woestyn ingelei word, dat U ons vandag in ons gedagtes, in ons harte sal inlei op 'n paar dae in ons lewe wat ons regtig weer opnuut ons aan U toewy.
Nie om daarna net te vergeet nie, maar Here, om net weer bewus te word van die voorreg en ook dan die verantwoordelikheid om geestelik toegerus en reg te wees vir die aanslag van die duiwel in ons lewe. Dat dit nie net oor brood en botter gaan nie, maar daar ook iets soos 'n geestelike lewe is, die weerbaarheid wat ons daarmee saam optel. En ons bid nog, Here, dat U vir ons elkeen daarin sal help. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons vat die uitdaging. Totsiens.